Jezus leer ons in Matteus 6 om te bid vir God se koninkryk op aarde, dat sy koninkryk sal kom. 1 Korintiërs 4 vers 20 sê, God se koninkryk bestaan nie in woorde nie, maar in krag. God se koninkryk word dus nie bevorder deur welsprekendheid of besondere redenaarstalent nie. Nee, sy koninkryk word bevorder en gevestig deur die kragwerking van God. En dit is wat God se koninkryk, dis wat elke kerk vandag nodig het. God se krag. Dat God se krag sal neerdaal. Dat God se krag 'n nuwe besoeking sal doen aan sy kerk. En dit is waarvoor ons nou gaan bid. Onse Vader, wat in die hemel is. Ons vra vandag vir 'n nuwe uitstorting van krag in u koninkryk. Ons besef, ons het nie nuwe predikers nodig nie. Ons het kragtige prediking nodig. Ons het nie nuwe liedjies nodig nie. Ons het kragtige aanbidding nodig. Ons het die krag van God nodig, Here. Laat u koninkryk kom, Here, deur 'n uitstorting van krag, deur 'n nuwe besoeking van krag aan u kerk. Ons besef, dit is hierdie krag wat sondaars oortuig van sonde, wat sondaars oortuig van u reddende liefde. Ons besef, dit is hierdie uitstorting van krag, wat kinders wat in louheid verval het, kinders van God, wie sal terugbring na die Here toe. Ons besef vandag, ons die krag nodig. Here, stuur die krag van God, wat manifestasie vind in wonders en tekens. Stuur die krag van die Here, wat nuwe momentum sal bring aan die kerk van God. Die krag van God, wat ons opnuut sal vernuwe. Die krag van God, wat die koninkryk kragtig sal uitbrei na alle kante toe. Dat mense sal uitroep en sal sê, waarlik, die Here is in die midde van sy kerk. Ag Here, ons pleit u vandag. Nederig smeek ons u om daardie genade, wat die krag van die Here weer sal uitstort in sy kerk. Ek bid dit vir elke prediker, vir elke gemeente. Here, stuur opnuut u krag uit in u kerk. In die naam van Jesus Christus bid ons dit.